saam. Hemelse Vader, dankie vir hierdie tweede geleentheid wat ons het om net so saam by mekaar te kan wees, woord kan luister. Ja, Here, vir die belangrike gebeure, as ons maar net kyk na die wêreld wat besig is om 'n plek te skuif, dan weet ons al hierdie dinge is stadig en seker besig om plaas te vind. Ons sien dit maar net in ons tyd. Ons vra Here dat U vir ons ook sal kom seën by hierdie geleentheid. Maak vir ons dat ons geopende verstand het, helder, ons kan verstaan en dat ons kan inneem. Dankie dat ons U kan vertrou daarvoor. Amen. Goed, net om so vanaf weer deur te gaan. Hier die eerste, as ons kyk na Openbaring 1 vers 19, dit wat is, dit wat was en dit wat sal kom. Dit wat was, dit wat is en dit wat sal kom. Net om die beginsel reg te verstaan, want as ons dit nie reg verstaan nie, gaan ons baie van Openbaring en die boek Openbaring dan ook mis. So, ons het nou stil gestaan op 'n stadium by die kerke, en as ons kyk na Laodicea, dan praat dit van die tyd van menseregte. Ons sien uit in ons tyd, waar mense regeerders, dis waaroor dit gaan. Dis nie meer God wat regeer. Ons het nie meer 'n teokrasie, maar en die wat nou nie weet wat 'n teokrasie nie, is 'n goddelike regering, nee, waar God regeer. Ons sien dit by die volk, nee. Die volk het op 'n stadium gekom en wat sê hulle? Ons soek ons eie koning. En hulle beweeg weg van teokrasie af. Hulle soek 'n menslike koning wat oor hulle sal regeer. Soos die mens ook vandag. Hulle soek nie meer God wat oor hom regeer nie. En daarom dat die mens ook wegbeweeg van God af. Vandag wil ek stil staan by die gedagte van, wanneer ons weggevoer is daar 'n troon in die hemel, die Bema troon, waar ons as kinders van die Here dan ook beloning sal ontvang. Daar's 'n tyd waar daardie beloning dan ook uitgedeel moet word. En dit is hoekom die Here vir ons dan ook gaan kom wegneem. As hy dan ook praat en hy kom sê vir ons, ek gaan om vir julle plek te berei, Johannes hoofstuk 14 vers 1 tot 3. En dan sê in vers 3, as ek gaan het, dan kom ek weer om julle te neem na daar waar ek is, om ons na die hemel toe te neem, as kinders van die Here, ware weergeborenes, hulle wat die getuienis het dat hulle ware gelowiges in Christus Jesus is. Die Ou Testamentiese heiliges en die Nuwe Testamentiese weergeborenes, soos wat ons dit dan ook het. Maar nou, net om dit bietjie meer te verstaan, 2 Korintiërs hoofstuk 5. Ons sal 'n paar keer terugkom na hierdie gedagte toe. Ek lees net vir u vanaf vers 1 tot en met vers 10. Want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Wat sê Jesus, Johannes 1 vers 14? Hy gaan vir ons kom haal. Hierdie ou liggaam gaan afgebreek word. Hierdie woordjie wat hier gebruik word, is die woordjie disintegreer. As hy dan ook sê, hierdie tentwoning wat afgebreek word disintegreer. So, nou kom sê hy, want om hierdie rede sug ons ook en verlang ons om met ons woning uit die hemel oorkleed te word. Wat sê die Bybel, Openbaring, Romeine sê, tot die aarde sug. Waarvoor sug hulle? Vir die koms van die Here. Dat die dinge moet gou gebeur. As ons ten minste geklee en nie naak bevind word nie, want ons wat nog in die tent is, sug en voel beswaar, omdat ons liewer nie oorklee nie, maar omklee nie, maar oorklee wil word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word, die dood nie. Maar hy wat ons juis hiervoor toeberei is God, wat ons ook die Gees as onderpand gegee het. Gesien, is die Heilige Gees by ons wedergeboorte ontvang. Nou is dit die teehouer wat maak dat die anti-kris, wat in hierdie
hierdie tyd sal optree, homself nog nie kan openbaar nie. Die teehouer, die Heilige Gees in ons en die kinders van die Here. Maar hy wat ons juis hiervoor toeberei is God, wat ons ook die Gees as onderpand gegee. Daarom het ons altyd goeie moed en weet dat as ons in die liggaam inwoon, ons van die Here uitwoon. Want as ons wandel deur geloof, nie deur aanskoue nie, maar ons het goeie moed en verkies om liewer uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. Daarom lê ons ywerig daarop toe, of ons inwoon of ons uitwoon, om hom welbehaaglik te wees in hierdie lewe, God te verheerlik, terwyl ons nog hier is. Maar, dan sê hy vers 10, want ons moet almal voor die regte stoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Hierso vind ons voor die regterstoel 'n beoordeling. Dis die verskil tussen die bema. Hierdie is beoordeling, terwyl die wittroon veroordeling is. Veroordeling, ek het klein en groot voor God sien staan. En die boeke is geopen. En dan sê hy, as iemand se naam nie opgeskryf is in die boek van die lewe, is in die poel van vuur gewerp. So, binne hierdie gedeelte praat hy van die regterstoel. Die regterstool in die Nuwe Testament het 2 woorde. Kriterion en die woord bema. As ons kyk na die woord kriterion, verwys dit na die norm waar volgens iets gemeet word. Ons het nou 'n goeie voorbeeld met Malema se ding, né? Daar was 'n kriteria, hier is die wet. Die wet word gestel, hy die wet oortree en nou word hy volgens die wet, nie volgens wie hy is en of hy 'n goeie of slegte mens wat, hy word volgens die wet word hy hanteer en dan word volgens die wet opgetree. En dis wat die woord van die Here vir ons hier sê. Hierdie woordjie, die norm, die standaard waar volgens daar beoordeel word. As hy dan in 1 Korintiërs 6 vers 2, weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie, die norm lê. Jakobus 2 vers 4, het julle dan nie by julleself onderskeid gemaak en regters met verkeerde oorleggingen geword nie. Die standaard, 1 Korintiërs 6 vers 4, as julle dan alledaagse regsaak het, moet julle die persone daaroor laat sit, wat in die gemeente die minste geag word, die standaard, waar volgens daar dan ook beoordeel sal word, die kriterium, die maatstaf, waar volgens beoordeel word, nee. Maar dan kom ons by die tweede ene, die regterstoel, soos wat hy hierna verwys, die woord bema, verwys na 'n plek met hoë trappe, soos 'n platform wat deur regters gebruik word. Handelinge 18 vers 16 sê, en hy het hulle van die regterstoel af weggedryf. Die plek, die platform, het hulle af weggedryf. So, dit gaan oor die plek waar die persoon sit, wat dan hierdie beoordeling doen. En dit was gebruik 'n platform by die spele, waar die mense soos daar in Caesarea, waar Herodes vir ons so 'n platform gemaak het. Op hierdie platform sit hulle kyk na hierdie spele, en dit is van hierdie platform af, waar hulle dan ook die skare toespreek. Dis waar God, deur Jesus Christus, met ons as mens, dan ook sal praat, en met ons sal handel. Dieselfde woord bema word gebruik vir 'n platform waar die president of skeieregter van die Griekse spele in Athene stelling ingeneem het, wanneer hy dan die wenners beloon, 'n plek van beloning. En die plek wat hulle dan ook genoem het, was 'n bema, plek van beoordeling, waar mense beoordeel is. En ek wil hê, jy moet verstaan, ek praat van beoordeel, nie veroordeel nie. Die kind van die Here word nie veroordeel nie, nee. As klaar gehandel met sy sonde. Maar
die ongeredde by die wittroon, is daar 'n veroordeling wat sal plaasvind. Die tyd van die regterstoel. Ons kan stilstaan by die tyd van die regterstoel sal plaasvind direk na die wegraping, Lukas 14 vers 14. En jy sal gelukkig wees, omdat hulle niks het om jou te vergeld nie. Want dit sal jou vergeld word in die opstanding van die regverdiges. Hoor mooi, opstanding van die regverdiges. Wanneer ek daar beoordeling sal kry, en ek het weer vir u lees, en jy sal gelukkig wees, omdat hulle niks het om jou te vergeld nie, want dit sal jou vergeld word in die opstanding van die regverdiges, waar ek beoordeel sal word, beloning sal ontvang, en hierdie beloning word dan geassosieer met die opstanding van die regverdiges. 1 Tessalonisense hoofstuk 4, wat ons na gekyk het. Wanneer Christus met sy bruid verskyn, vind ons dat hulle al reeds beloon is. Hoekom? Hulle het reeds die feesklere. Kyk wat sê Openbaring 19 vers 8. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein, blink, fyn linne, wat die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Hulle het reeds die kleed aan. Wanneer hulle saam met Jesus kom, Openbaring 19 vers 14, en die leers in die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein, fyn linne. Hulle het reeds die feesklere aan. Ek moet dit nie nog ontvang nie. Ek het dit reeds aan. Die Bybel sê hulle het hom gevolg. Wie het hom gevolg? Die bruid. Wie is die bruid? Wie maak die bruid uit? Die weergebore kinders van die Here. Hulle wat hy voorgesê, ek gaan om vir julle plek te berei. En ek het dit al 'n paar keer vir julle verduidelik, in die Joodse tradisie, wat het gebeur? Die vader, die seun en die vriend van die bruidegom, die bruid se pa toe gegaan, die bruidsprys betaal, dan het die bruidegom en die vader van die bruidegom wegbeweeg. Dit sou omtrent 'n jaar gevat het vir die voorbereiding van die huis. En nadat die huis voorberei is, sou die vader dan ook op 'n spesifieke uur gesê, dis nou tyd, gaan haal jou bruid. En dan sou die bruidegom uitgegaan het, sou hulle mekaar toegeroep het, en hierdie woorde dan ook gesê, want hulle sou wagters uitgesit het, hulle het geweet, dit moet nou een of ander tyd plaasvind. Sit hulle die wagters uit, en dan, as die bruidegom uitbeweeg, dan sê die wagters wat uitgesit is, gaan uit, die bruidegom is op pad. En so word die boodskap van een na die ander, en dan word die boodskap aan die bruid gesê, en die bruid maak haar gereed, en sy kom uit om die bruidegom te ontmoet. 1 Tessalonisense hoofstuk 4, waar ons hom tegemoet sal gaan, in die lig. So ek moet u verstaan die beginsel. Daarom wat hy ook vir ons sê, 1 Korintiërs 4 vers 5, daarom moet julle nie voor die tyd oordeel, voordat die Here kom nie, want die verborgde dinge van die duisternis in die lig sal bring, en die bedoeling van die hart openbaar sal maak, en dan sal elkeen lof van God ontvang. Beoordeling, waar ek loon sal ontvang, vir dit wat ek in Christus Jesus gedoen het. 2 Timoteus 4 vers 8. Verder is my weggelê die kroon van geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat die verskyning liefgehad het. Die kinders van die Here. Is daar 'n kroon wat weggelê is vir ons. Openbaring 22 vers 12. En kyk, ek kom gou. My loon is by my om elkeen te vergeld soos sy werke sal wees. Beloning geassosieer met daardie dag, wanneer die kind van die Here voor die regterstoel sal verskyn. Die regterstoel vind plaas tussen die wegraping en die tweede koms. Die plek waar dit sal wees, in die hemelse sfeer, in die hemel dan, net. 1 Tessalonisense 4 vers 17. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees, saam met hom,
van daardie dag wat ons kom weg nie. 2 Korintiërs 5 vers 1 tot 10. Vers 10 wat dan sê, want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Met wie praat Paulus in hierdie gemeente van Korinthe? Met die ongeredde? Nee, met die kind van die Here. Praat met die weergeboorenes, die gereddes. So die plek is in die hemelse sfeer. Die regter, wie gaan dit doen? 2 Korintiërs 5 vers 10. Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn. Wie gaan die beoordeling doen? Christus Jesus self. Sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Christus sal die beoordeling doen. Johannes 5 vers 22. Want die Vader oordeel oor niemand nie, maar die hele oordeel is aan die Seun gegee, Jesus Christus. Sal self die regter wees. Ag, jy ken daardie illustrasie wat ek al op 'n stadium gebruik het, van die regter en die advokaat, nee. Die advokaat is die ene wat jou verteenwoordig hier op aarde. Daardie ene wat, soos daardie geval was van hierdie ou, wat hierdie advokaat gehad het, en hy kon elke keer uit sy moeilikheid uitgekry. Wat sê Jesus? Hy is ons advokaat, hy tree vir ons in nou by die Vader. Maar hierdie man, toe hy eendag weer daar in die hof kom, dus daai persoon wat sy advokaat was, is nou sy regter. En hierdie man sê, meneer, onthou nie, jy het my elke keer losgekry uit my probleme. Jy het my elke keer losgekry, ek het elke keer vrygekom. Hy sê, ja, maar die verskil is, toe was ek jou advokaat, nou is ek jou regter. Nou moet ek reg laat geskied. Ons weet, in ons regstelsel, die regter sal die reg laat geskied, maar die advokaat moet probeer om hierdie ou los te kry, nee. Hoe verkeerd hy ook al is. Is dit nie? Die Bybel sê, dit wat reg is verkeerd, en dit wat verkeerd is reg. Goed, so die regter is deur Jesus Christus, nee. Romeine 14 vers 10, maar jy, waarom oordeel jy jou broer? Of jy ook, waarom verag jy jou broeder? Want ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel. Die voorwerp by die regterstoel. 2 Korintiërs 5 vers 1 tot 10 kom sê vir ons baie duidelik, dat hy die gelowiges in gedagtes het, nie die ongeredde. Hy praat nie hier met die ongeredde. Daar sal 'n tyd wanneer God met die ongeredde sal afhandel. 2 Korintiërs 5 vers 5 sê, maar hy wat ons juist hiervoor toeberei het, hierdie toeberei, die ene wat ons uit genade gered, wat vir ons toegerus, sodat ons hom kan eer en kan dien. Wat ons ook die Gees as onderpand gegee het. Hy praat van die wedergeborenes. Efesiërs 1 vers 13, is die Gees as onderpand gekry. By ons redding. 2 Korintiërs 1 vers 22 wat ook sê, wat ons ook verseël het en die Gees as onderpand in ons harte gegee. So hier kom sê vir ons, die Gees van God woon binne die kinders van God. Dis hulle wat beoordeel sal word. Die basis vir toetsing. Hoor mooi, hier is die saligheid te sprake. Gaan nie hier oor my redding, gaan hier oor dit wat ek gedoen het vir die saak van die Here. Die saligheid aan die gelowiges het hom gevrywaar van die oordeel. Hoor wat sê Romeine 8 vers 1. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Geen veroordeling. Ek is gevrywaar van die oordeel. Verwysing net na die bema waarvoor ek gaan verskyn. Nie die wit rook. Daarom moet ek ook sê, hierdie woordjie verskyn. 2 Korintiërs 5 vers 10. Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn. Hierso gaan dit oor waar hy vir ons sê, sodat doel, ons kan ontvang wat ons deur die liggaam verrig het, volgens wat hy ons gedoen het, of dit goed is of kwaad, is om bekend te maak, dis die gedagte van verskyn, om ons bekend te maak,
Die woordjie kwaad wat hier gebruik word, is die gedagte wat tot geen nut is, wat nie gebruik kan word, wat goed is vir niks. So, dit gaan nie hieroor om ons sondes te straf nie, maar om ons te beloon vir wat ons gedoen het vir die saak van die Here. Die resultaat van die toetsing is beloning. 1 Korintiërs hoofstuk 3 kom verwys daarna. As hy daar spesifiek praat, dan verwys hy na die persone wat die bedienaars van die woord is. Wat hulle dan ook gedoen het. Die bouwerk aan hierdie basis waarop hulle gebou het, die fundament Jesus Christus, hoe hulle daarop gebou het, en nou word hulle beoordeel. Goud, silwer, kosbare stene, is goed as wat deur die vuur staande sal word. Hout, hooi en stoppels is wat sal vergaan. Dus elkeen se werk sal aan die lig kom. Die vuur sal dit openbaar. Wat is gedoen in die Here en wat is nie gedoen in die Here nie. En hier kom hy en hy sê dit vir ons ook baie duidelik. In 2 Korintiërs 5 vers 10. Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad, beoordeling. Die vuurproef sal dit bepaal. Dit wat vernietigbaar is en dit wat onvernietigbaar is. Dit wat goud, silwer en kosbare stene is, dit wat hout, hooi en stoppels is. Dit wat deur die Heilige Gees gedoen is onvernietigbaar. Dit wat in die vlees gedoen is vernietigbaar. 1 Korintiërs 9 vers 27. Maar ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerklik is. Dat ek skade gaan ly in die hemel. Dis wat hy hier kom sê. Gaan nie oor saligheid wat hy sal verloor nie, maar nuttelose dinge waarna hy verwys. Die verwerklikheid. Hier die loon, as 5 krone. Die onverwelklike kroon, 1 Korintiërs 9 vers 25. Die kroon van roem, 1 Tessalonisense 2 vers 19. Die kroon van die lewe, Jakobus 1 vers 12. Die kroon van geregtigheid, 2 Timoteus 4 vers 8. Die kroon van heerlikheid, 1 Petrus 5 vers 4. Die woord Stefanos, wat krone beteken, kan dan die volgende gebruik. Daai kraans by die speen. Kraans wat ontvang word, 1 Korintiërs 9 vers 25, 2 Timoteus 2 vers 5. Of as feestelike versiering, Spreuke 1 vers 9, Spreuke 4 vers 9, Jesaja 28 vers 1. So dit is 'n openbare verering vir die kind van die Here. En ek wil hê jy moet altyd dit onthou, dit word in terme van oorwinnaarskroon gebruik. Hulle wat oorwin, sal gekroon. Hulle wat oorwin. En nou, wat baie belangrik is, kyk waar gaan dit gebeur. Ons het nou gesê, Openbaring hoofstuk 1, dit wat was, dit wat is, Openbaring 2 en 3, Openbaring 4 en 5, daar by die wegvoering. Nou sê hy, Openbaring 4 vers 10, val die 24 ouderlinge neer voor hom, wat op die troon sit, en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe, en werp hulle krone voor die troon en sê. So hier is ons aanbidding en bewondering. Dit wat ek ontvang, gaan ek aan die Here terug. Hoekom? Hy het dit verdien, nie ek. Ek wil hom eer aanbid. Nou kom hierdie saak, dat ons God moet verheerlik wat die gewer is. Ons moet God verheerlik in ons lewe. Daarom het 1 Korintiërs 6 vers 20 sluit dit weer af. Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees, wat aan God behoort. Mag die Here vir ons genade skep. Mag hy vir ons. Kom ons bid saam.
Hemelse Vader, dankie dat ons hierdie wonderlike woord het. Dankie dat U woord vir ons duidelik en helder na ons toe kom, dat ons hierdie woord kan vat, dat ons dit kan oopmaak, dat ons kan lees, dat U dit vir ons oopbreek op 'n besondere wyse. Here, help vir ons om hierdie kennis op te doen, sodat ons die wêreld daar buite ook kan antwoord. Dat ons weet dis 'n tyd waar daar baie verwarring is, baie dinge wat gebeur, maar ons weet, U sal ons uitkoms gee. Word verheerlik in ons lewens. Amen.